Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u weer eens in die wonderlike en die kosbare naam van ons Here Jesus. Nou ja, ek is natuurlik vreeslik opgewonde oor hierdie boodskap van vanoggend. En dit is die ontstaan van die Christelike kerk op aarde. Persoonlik dink ek, dat baie belydenende Christene selfs nie regtig die ontstaan of die totstandkoming van die Christelike kerk ken nie. Hulle weet nie regtig hoe het die kerk ontstaan en wanneer het die kerk ontstaan. En dis waaroor ek vanmôre wil praat. En dis 'n baie insiggewende, maar ook 'n baie geseënde boodskap. Vir my was dit baie geseënd terwyl ek dit voorberei het en met groot vrymoedigheid deel ek dit met u. En wil ek vra as u seën ontvang, stuur dit ook aan na ander. Ek gaan vanmôre vir u lees en ons gaan daaroor praat. Petrus het na die uitstorting van die Heilige Gees, vervul deur die Heilige Gees, opgestaan en het vir almal wat daar was, het hy gepreek. En daar het die Christelike kerk natuurlik ontstaan of tot stand gekom, maar hy verklaar, hoe word ons deel van hierdie Christelike kerk? En dis baie interessant. En almal wat daar was nou nie net Jode nie, daar was natuurlik Jode, maar daar was ook baie heidense volke teenwoordig en almal het hierdie boodskap gehoor en daar is daardie dag 'n klomp mense bygevoeg by die eerste gemeente van Christus. Nou ons lees in Handelinge 2 vanaf vers 33 tot vers 47, ek laat wel enkele verse weg, vanaf vers 42 tot vers 46 laat ek weg, maar kom ons lees saam, is baie interessant. Daar staan geskryf, Lukas skryf, maar Petrus is die prediker, en hy sê, nadat hy verwysende na Jesus, dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie uit in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, tot ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is en die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En dan vers 47. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Kom ons bid net saam. Here, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê dat ons weer eens so in die woord kon lees. Dankie dat ons vanmôre kan bewus wees van die kragtige werking en invloed van die Heilige Gees in mense se lewens. Ons weet, die Heilige Gees is uitgestort in Handelinge 2 op Pinksterdag. En ons lees vanmôre hier van Petrus, wat opgestaan het, vir almal wat daar teenwoordig was en gepreek het. En hy het vir hulle Jesus verkondig. Maar hy het dit op 'n baie besonderse manier aan hulle verkondig. En ons lees dat u sê, en u daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Daar het die kerk tot stand gekom, maar leer ons oor die ontstaan van die kerk. Leer ons vanmôre
oor die werking van die Heilige Gees in mense se harte. En ons wil bid dat U deur die Heilige Gees ook in ons harte sal werk, deur hierdie woord, en word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ek hou net weer enkele belangrike verse uit ons geleesde gedeelte aan U voor. Die eerste vers, en dis natuurlik nou Petrus se woorde, die eerste vers is Handelinge 2 vers 33, waar daar geskryf staan, en Petrus sê vir hulle, nou preek Petrus dit, hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, julle sal die Heilige Gees in julle lewe ontvang en sy werking ervaar. En dan vers 39 wat sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Met ander woorde, die belofte van die Heilige Gees. En dan wil ek vir u die laaste deel van vers 47 lees wat daar geskryf staan. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Die gemeente dui op die Christelike kerk. So die Christelike kerk het op Pinksterdag ontstaan. Ek praat met u oor die ontstaan van die Christelike kerk. En dit is so belangrik dat ons dit alles baie mooi moet verstaan. Nou ek het dit al verskeie kere in boodskappe gesê, maar ek wil dit weer sê, omdat dit belangrik is dat ons dit almal sal verstaan. In die Ou Testament lees ons baie duidelik dat God die Vader onder die volk Israel as sy uitverkore volk gewoon en gewandel het. So ons lees God was self baie betrokke by die uitverkore volk Israel. 'n liefde vir God, 'n ware godsvrees en gehoorsaamheid aan God se wet of aan sy gebooie en 'n toewyding aan God het in die Ou Testament mense se saligheid bepaal. Maar daar was ook vir hulle sondes versoening gedoen. Ons gaan daaroor praat. In Deuteronomium 10 vers 12 en 13 word dit vir ons uitgespel dat die Here gesê het, hy eis van hulle dat hulle sekere dinge moet doen om in die regte verhouding met hom te staan. Hier staan geskryf, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel, en om lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. So die Here sê vir die volk Israel, as julle hierdie dinge doen, sal dit met julle goed gaan. Dit was die voorwaarde om saligheid te kan ontvang. Maar, vriende, ons moet ook onthou, Jesus was ook duidelik verskeie plekke teenwoordig in die Ou Testament, want dit was Jesus wat op die berg Horeb aan Moses verskyn het in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Kom ek lees vir u daar in Exodus 3 vers 4 tot 6 wat daar gebeur het terwyl die Here Jesus aan Moses verskyn het. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, dis nou Moses wat nuuskierig nader gekom het om te sien wat daar gebeur met daardie brandende doringbos. Roep God, daar staan nou, hy kom nader, maar God roep hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy, dis nou Jesus wat daar in daardie doringbos is. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy staan is heilige grond. Verder sê hy, dis nou Jesus, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Hier verskyn Jesus aan Moses en hy verklaar homself as die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel.
Maar in die Ou Testament het God 'n hoëpriester aangestel in die plek van Jesus wat tussen God en die volk moes staan. Hy was dus die volk se weg tot God. God het met die hoëpriester gepraat en dat die hoëpriester met die volk gepraat. Of die volk het met die hoëpriester gepraat en dat die hoëpriester met God gepraat. So hy was dus die weg tussen die volk en God gewees. En vriende, so is Jesus nou in die Nuwe Testament ons tussenganger of ons middelaar tussen ons en God. Wanneer ons bid, dan bid ons in die naam van Jesus en ons praat met die Vader. En as ons 'n gebed het waar ons 'n versoek rig aan die Vader, Here help ons, dan bid ons ook in die naam van Jesus, want hy is ons middelaar en ons voorspraak by die Vader. Of Here vergewe ons sondes in die naam van Jesus. Jesus het dit self gesê in Johannes 14 vers 6, dat hy ons middelaar is. Hy het gesê, daar staan geskryf, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So Here Jesus het baie duidelik gesê, hy is ons middelaar en ons voorspraak. Daar is ook baie ander skrif wat dit bewys. Maar God het ook die offers in die Ou Testament ingestel as versoening vir die sondes van die volk. Vriende, hulle moes getrou en gehoorsaam wees om die Here te dien. Hulle moes die Here lief gehad het, soos wat ons al hierdie dinge nou net gelees het. Maar daar moes ook vir hulle sondes versoening gedoen word. En God het die offers in die Ou Testament ingestel as versoening vir die sondes van die volk. En dit moes gereeld plaasvind. So gereeld as wat hulle bewus was, natuurlik van sondes in hulle lewe, dan het hulle offer aan die Here gebring. Want die woord leer ons dat daar geen versoening vir 'n mens se sondes sonder 'n bloedoffer kan plaasvind nie. Daarom het God hierdie Ou Testamentiese offers ingestel. En so het alle offers van diere dus gedui op die offerlam van God. Ons prinsipaal op kweekskool het altyd gesê, die bloedoffer of die bloedoffers van die diere van die Ou Testament was net 'n Ou Testamentiese tydelike plaasvervanger vir die een volmaakte offer wat nog moes plaasvind. En dit was die offer van Jesus as die offerlam van God daar aan die kruis op Golgotha. Ons weet almal, Jesus was die volmaakte offer wat vir die mense se sondes gebring is. Nou vriende, die eerste offers van diere was offers wat mense gebring het vir hulle sondes. As hulle geweet het daar sonde in hulle lewe, dan het hulle 'n lammetjie geslag en 'n offer gebring aan God en hulle sonde bely. Of hulle het, as hulle arm was, het hulle 'n duif geslag en dit was hulle offer vir hulle sondes. So die mense het hierdie offer gebring vir hulle sondes. Maar die volmaakte offer was die offerlam van God wat sy eie seun Jesus Christus geoffer het vir die sondes van die hele wêreld. En as praat van die hele wêreld, dan bedoel ek alle mense, want die woord sê dat Jesus vir ons almal gesterf het. Luister na hierdie skrif, is geweldig interessant. In Hebreërs 9 vers 6 en 7 staan daar geskryf, en nadat hierdie dinge so ingerig was, verwys nou na die Ou Testament, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan, want hulle het gedurig offers gebring vir die sondes van die mense. Die mense het die offerlam gebring en die priesters het dit geslag om die dienste te vervul, staan daar geskryf. Vers 7 sê, maar in die tweede, die hoëpriester alleen. Dis nou die hoëpriester wat die Here aangestel het om tussen die volk en homself op te tree. Maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in 'n jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Nou vriende, dit gaan daaroor dat die hoëpriester een keer 'n jaar het hy 'n offer gebring vir homself en vir
die hele volk se sondes, en hy het in die allerheiligste ingegaan en daar die offer aan die Here persoonlik gebring. En luister ook na Hebreërs 9 vers 24 tot 26, daar staan geskryf, want Christus, nou kom ons by Christus, die volmaakte offer. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie. So die tabernakel is 'n teebeeld van die ware hemel. Dis wat ons aflei. Maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Vers 25 sê ook nie, om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het met bloed, wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy, verwys nou na Jesus, dikwels gelei het, van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy, Jesus, eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te neem. Almal se sondes word weggeneem deur die bloed van Jesus Christus wat vir ons gestort is. Maar Jesus se geboorte as die seun van God en die redder en saligmaker van die wêreld is voorspel in die Ou Testament op verskeie plekke. Die Heilige Gees het ook sy rol in die Ou Testament gespeel. Natuurlik was die Heilige Gees daar en het die Heilige Gees ook 'n belangrike rol in die Ou Testament gespeel. Want die Heilige Gees moes godvreesende manne toerus vir 'n God opgelegde taak wat hulle moes verrig, soos Moses. Moses het so 'n groot mate van die Heilige Gees oor hom gehad, dat toe die Here gesê het, hy moet vir hom 70 manne uit die volk kies om hom by te staan, om te ondersteun in hierdie verantwoordelike taak, het die Here van die Heilige Gees wat oor Moses was, aan daardie 70 uitgedeel om hulle ook toe te rus met die Heilige Gees wat op Moses was. So die Heilige Gees het ook 'n baie belangrike rol in die Ou Testament gespeel. Ek weet, dis vir baie mense 'n baie moeilike begrip om te weet dat Jesus altyd daar was. Jesus en die Vader en die Heilige Gees is een. Jesus was altyd daar. Voor die grondlegging van die aarde was Jesus ook daar. Maar Jesus is gebore as 'n mens, want hy was die offerlam van God vir ons sondes. En ons lees van sy geboorte baie plekke in die Ou Testament. Sy geboorte is vir ons voorspel op verskeie plekke. Ek lees net vir die Jesaja 7 vers 14, of ek gaan dit nie lees, ek haal dit net aan. Jesaja 7 vers 14 en Jesaja 9 vers 5 en 6 en baie ander plekke waar Jesus se geboorte voorspel is. En so is ook die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag voorspel deur die profeet Joël in Joël 2 vers 28 en 29. Is die uitstorting van die Heilige Gees voorspel. Die Heilige Gees was ook betrokke in die Ou Testament, maar die Heilige Gees het gekom vir die kerk waaroor ons vanmôre praat. Maar tussen Adam en Jesus se geboorte het ongeveer 4000 jaar verloop. So van die eerste skepping tot Jesus se geboorte kan ons sê, het 4000 jaar verloop. En van Jesus se geboorte tot nou toe het min of meer 2000 jaar verloop. En sommige mense sal sê dat ons kalender en die Joodse kalender van mekaar verskil, maar hoe dit ook al sy, daar het ongeveer 6000 jaar van die begin van die skepping tot nou toe verloop. Al hierdie jare word natuurlik volgens die geslagsregisters wat aangeteken is in die Bybel vir ons bepaal of bereken dat daar soveel tyd verloop het. Maar ons het laasweek het ons natuurlik gepraat oor Jesus se bediening wat nagenoeg 3 tot 3,5 jaar verloop het. En dat Jesus se aardse bediening op die ouderdom van 33 jaar verby was, beëindig is. Toe Jesus as die offerlam van God vir ons gekruisig is, gesterf het, begrawe is en uit die dood uit opgestaan het. Maar ons weet ook 40 dae het verloop na Jesus se opstanding.
Na sy opstanding voor sy hemelvaart het 40 dae verloop, of tot en met sy hemelvaart, en toe hy teruggekeer het na sy Vader in die hemel. En daarna het nog 10 dae verloop, tot en met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. So ons kan sê, van Jesus se opstanding uit die dood tot die uitstorting van die Heilige Gees het 50 dae verloop. Maar eers moet ons besef, voor die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, was dit streng gesproke Ou Testament gewees. So Jesus het in die laaste bedeling van die Ou Testamentiese tyd, het Jesus op aarde gelewe. Is hy gebore as 'n mens, het hy gewandel op die aarde, het sy bediening begin in die laaste 3 jaar, is hy gekruisig, het hy gesterf en opgestaan uit die dood. Dis was Jesus met die oorgangsfase van die Ou Testament na die Nuwe Testament op aarde gewees. Daarom is die 4 evangelies, ons praat van Nuwe Testament wanneer ons verwys na Matteus, Markus, Lukas en Johannes, maar streng gesproke was dit nog steeds Ou Testament. Ek het al reeds in die verlede gesê, hierdie 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, vorm die brug, is eintlik Jesus, wat die brug vorm tussen die Ou en die Nuwe Testament. En niemand kloof regtig hare daaroor nie, want Jesus moes deur die Jode verwerp word en as die offerlam van God gekruisig word, en hy moes uit die dood uit opstaan om aan 'n verlore mensdom lewe, naamlik die ewige lewe te bied. Die lewe is in Jesus Christus. Wie die Seun het, het die lewe, wie die Seun nie het nie die lewe nie. Maar na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, het Petrus vervul met die Heilige Gees Jesus as die saligmaker van die wêreld verkondig. Hy het opgestaan, vol van die Heilige Gees, en hy preek Jesus. Hy het niks anders gepreek nie, hy het Jesus gepreek as die saligmaker van die wêreld, en onmiddellik het die ontstaan van die Christelike kerk op aarde plaasgevind. Maar ons gaan 'n bietjie 'n detail fokus op hoe dit gebeur het, wat het daartoe gelei. Onthou Jesus se woorde aan Petrus in Matteus 16 vers 18 het so gelei. En ek sê ook vir jou, dis Jesus wat het vir Petrus self gesê het, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Op hierdie rots, Petrus, sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Here sê, daardie kerk sal deur niks en niemand deur die Satan en al sy planne oorweldig of vernietig kan word nie. Sê maar, dis 2000 jaar gelede wat die Christelike kerk tot stand gekom het. Dit maak nie saak hoe lank dit is nie, maar is meer as 2000 jaar wat die Christelike kerk reeds bestaan. Terwyl die moslim geloof in volgens hulle oordraging sal ek sê, is die moslim geloof 622 na Christus gestig, of het dit tot stand gekom. Onthou net, die Christelike geloof dui op die geloof in Jesus Christus. Dit wil sê, dis almal wat die geloof in Christus aanhang, of bely, of erken dat Jesus Christus hulle enigste saligmaker en redder is. Elkeen wat glo dat Jesus die enigste saligmaker en redder van die wêreld is, word dan nou Christene genoem. Maar almal wat dit sê, is nie noodwendig Christene. Hoekom sê hy so? Want in Johannes 3 vers 16 staan daar geskryf, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Oorspronklik praat die skrif natuurlik 111 maal van die gemeente. Daar word gepraat in die Bybel van die gemeente, bestaande uit die eerste gelowige gemeente, Christelik gelowige gemeente. Maar die woord kerk is die mees algemene term of woord wat deur almal gebruik word. Almal praat van kerk. Kerk is die mees algemene
term wat gebruik word. En dit dui op die oorkoepelende wêreldwye liggaam van gelowiges. Maar dit dui ook op spesifieke denominasies, soos die NG Kerk, die Hervormde Kerk, die Gereformeerde Kerk, die AGS en baie ander kerke. Elke een funksioneer onder sy eie naam en met hulle eie leerstellings. Maar kom ons fokus vanmôre op die tema, naamlik die ontstaan van die Christelike kerk. Vriende, alles het natuurlik begin by Petrus se prediking, toe hy preek vir hierdie mense wat daar was, op Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees, of net na die uitstorting van die Heilige Gees, het almal nuuskierig by mekaar gekom om te hoor, wat sê Petrus, wat het dan nou daar gebeur? En dit het alles begin by 'n vraag wat gelei het tot die redding van siele en natuurlik die ontstaan van die Christelike kerk. Handelinge 2 vers 37 sê, toe hulle dit hoor, wat Petrus gepreek het, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Wat moet ons doen om gered te word? Wat moet ons doen om ook volgelinge van Christus te wees? Hoe sal ons weet ons is God se kinders, ons is volgelinge van Jesus? En hier kom die antwoord uit die mond van 'n geesvervulde Petrus, die rots waarop Jesus gesê het, hy sy kerk sal bou. En die eerste opdrag wat Petrus natuurlik gepreek het is, bekeer julle. Hy sê, bekeer julle, en dit is 'n feit. In Handelinge 2 vers 38, die A gedeelte van daardie vers staan daar geskryf, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Dis die eerste ding, die eerste opdrag wat Petrus aan hulle verkondig. Iemand vra my by geleentheid, dit is al 'n paar jaar terug, vra my, is bekering regtig 'n Nuwe Testamentiese begrip? Want volgens hom vind hy nie duidelike bewyse in die Nuwe Testament van 'n eenmalige en 'n radikale bekering soos ek dit verkondig nie. So hy is nie heeltemal seker of daar 'n eenmalige bekering moet wees nie. Nou dit sal my altyd bybly, want ek dink, ek is eerlik van mening, dis die lering van sekere kerke wat 'n daaglikse bekering verkondig in plaas van 'n radikale, 'n eenmalige bekering. En daar's 'n groot verskil natuurlik tussen die twee. 'n Daaglikse bekering is, as jy nou bewus is van sonde, dan gaan ek na die Here toe, dan sê ek, Here, vergewe my hierdie sonde. Maar ek het nog nie my lewe aan Christus oorgegee nie. 'n Radikale bekering is om my lewe aan Christus oor te gee, en daarna bely ek net my sondes. Nou vriende, ek het gaan kyk hoe die woordjie bekeer in die HAT, dit wil sê die verklaarde handboek van Afrikaanse taal, vir ons verklaar word, en ek wil dit vir u noem wat daar geskryf staan. Dit was my baie interessant. Die eerste is, ons praat oor die woordjie bekeer, dis iemand wat oorgehaal word om 'n Christen te word. Op een of ander manier word hy oorgehaal, word hy oortuig om 'n Christen te word, onder die werking van die Heilige Gees natuurlik, met ander woorde, om 'n volgeling van Christus te word, van die wêreld, en sondaar om self te bekeer en 'n volgeling van Christus te word. Die tweede wat hulle daar noem in die HT, is om van mening en besluit te verander. Met ander woorde, dit gaan oor 'n keuse, 'n wilsbesluit, wat elkeen sal neem om sy of haar lewe te verander. Die derde wat hulle noem in die HT is iemand wat 'n verandering van hart ondergaan. Dit staan net so in die HT geskryf, nadat hy tot inkeer gekom het. Iemand wat 'n verandering van die hart ervaar het. Dit was my so kosbaar, dit staan in die HT geskryf, en dit verwys na 'n sondaar wat hom of haar tot Christus bekeer het, of tot God deur Christus bekeer het, deur Christus aan te neem as verlosser en saligmaker. Eenmalige
bekering waar 'n hartsverandering plaasvind. Ons het nou net duidelik gekyk na die HT Verklarende Woordeboek se uitleg van hierdie woordjie bekeer of bekering. En ek wil vra, waar wil ons 'n beter bewys of 'n beter verklaring vind? Ons het na die 3 vereistes of die 3 uitlegte het ons gekyk van bekering. Dit was so kosbaar. Vriende, bekering is natuurlik wanneer iemand deur die oortuiging van die Heilige Gees onder sonde oortuiging kom. Jy moet onder sonde oortuiging kom. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. En wanneer ons deur die oortuiging van die Heilige Gees onder sonde oortuiging kom, dan besef ons is sonder Jesus. Ons is sondaars, verlore sondaars sonder Jesus. En dan moet jy as sondaar mens 'n 180 grade omkeer in jou lewe maak, of 'n omdraai maak. Nou ons lees natuurlik in Matteus 7 vers 13 en 14 van die 2 weë, die breë weg en die smal weg. En ons word almal op die breë weg gebore. Dis die weg wat lei na die ewige verdoemenis. Dis die weg waarop mense deur die Satan gelei word om hom te volg en hom te dien. Maar die Heilige Gees is daar teenwoordig, want hy is altyd teenwoordig. En hy klop op mense se hart en hy oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. En wanneer jy onder sonde oortuiging kom, moet jy omdraai, 180 grade omdraai, en jy moet die smal weg gaan soek wat vroeg in jou lewe iewers uitgedraai het op jou weg. En by daardie smal weg se uitdraai is daar ook 'n aanwysing. En dis die kruis van Jesus wat daar staan. En daar moet ons gaan kniel. Daar moet ons erken ons is sondaars. Daar moet ons lewe aan Jesus oorgee. Daar moet ons Jesus aanneem as ons verlosser en saligmaker. Dan vat ons hand en hy lei ons op die smalweg wat na die ewige lewe lei. Daarom is dit belangrik. Die bekering is 'n 180 grade omdraai. Ek moet my rug draai op my ou lewe, op my sondige lewe. Toe ek die wêreld gedien het, toe ek sonde gedien het en lief gehad het. Maar nou moet ek Jesus kies en op die smalweg kom. Luister weer wat hierdie mense vir Petrus en die ander apostels gevra het in Handelinge 2 vers 37. Gevra, wat moet ons doen, broeders? Wat moet ons doen om ook Christene te word? Wat moet ons doen om ook saligheid te kan ontvang, om gered te word? En dan antwoord hulle so in Handelinge 2 vers 38. Dis natuurlik Petrus wat geantwoord het, die eerste gedeelte waar hy sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Inteendeel, dit is die heel eerste vereiste wat Petrus aan sy luisteraars gestel het. 'n Vereiste, julle moet julle bekeer. Bekeer julle, as julle nie bekeer nie, kan julle nie volgelinge van Jesus word nie. Wegdraai van die ou lewe, wegdraai van die sonde, 180 grade omkeer na Jesus toe, Jesus kies en hom volg. Die volgende opdrag wat daarop volg, is waar Petrus gesê het, laat julle doop in die naam van Jesus Christus. Nou weet ek, baie mense sit nou reg op om te hoor wat ek sê, dis wat die woord sê. Handelinge 2 vers 38, die A-gedeelte sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Dis die heel eerste vereiste, heel eerste opdrag. En tweede, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Wat word hierdeur bedoel? Almal wat na hom luister, moet eers tot bekering kom. En dan moet hulle openbare verklaring maak, 'n openbare belydenis, dat hulle waarlik bekeer het van hulle ou sondige lewe tot Jesus Christus en dat hulle Jesus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. En dan moet hulle laat doop in die naam van Jesus Christus. Dit moet ook openbare verklaring en belydenis wees dat hulle Jesus erken as hulle verlosser en saligmaker. Onthou, dit was onder andere mense wat vanuit 'n Joodse kultuur deel van God se uitverkore volk geword het deur die verbond van die besnydenis.
So het hulle God se kinders geword. Of ja, God se volk geword, deur die besnydenis. En verder was dit mense vanuit ander heidense kulture wat Jesus Christus in die openbaar moes bely en erken dat hy hulle verlosser en saligmaker geword het. En dan moet hulle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dis wat Petrus hier gesê het. Julle moet gedoop word in die naam van Jesus Christus. Die doop red nie, vriende, net Jesus red. Hy is die redder en die saligmaker van die wêreld, van sondaars. Maar dit was 'n openbare geloofsverklaring in Christus Jesus vanuit watter geloof, watter kultuur hulle ook al gekom het, want hierdeur bely hulle dat hulle die Christelike geloof aangeneem het. Baie belangrik, hulle bely hierdeur in die openbaar dat hulle Jesus Christus in die geloof aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. En dan volg die belofte, naamlik dat dit sal lei tot vergewing van sondes. Die doop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. Kom ek lees dit vir julle. Hier staan Handelinge 2 vers 38 en Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Eerstens, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. Dis so duidelik, soos daglig, vriende, dat Petrus se prediking, dat hulle eerstens hulle moet bekeer. Baie duidelik. Eerstens moet bekeer en tweedens dat hulle in naam van Jesus Christus gedoop moet word en dan sal hulle vergifnis van sondes ontvang. Net God alleen kan sondaar mense onvoorwaardelik van hulle sondes vergewe. Ons lees dit in die woord. In Romeine 4 vers 7 en 8 staan daar geskryf, welgeluksalig is hulle, wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. God vergewe en hy bedek het met die bloed van die lam Jesus Christus. Welgeluksalig, 3 maal gelukkig is daardie man en vrou wat kan sê, God het my vergewe en my sondes is bedek deur die bloed van die lam. Vers 8 sê, welgeluksalig is die man en die vrou kan nou sê, aan wie die Here die sondes nie toereken nie. Kan u sê, u het al tot bekering gekom? Het u al Jesus in die openbaar bely as u verlosser en saligmaker? Kan u sê, u is vrygespreek van al u ou, vuil, lelike sondes. Ek luister na Dousie se getuienis. Hy sê, die Here het hom aanvaar en hom toegelaat om so groot oorheerder te word, want God het 'n plan met sy lewe gehad. Wat 'n getuienis. Vriende, so met elkeen van ons kan bely. Dousie sê, kyk hoe lê die Bybel, ek lees heeldag Bybel. Hy het hom tot die Here gewend. Ek wil glo, ek het nie sy hele getuienis geluister nie, maar ek wil glo, hy het werklik tot bekering gekom. En vriende, dan, sê Petrus, sal julle die belofte van die Heilige Gees ontvang. Eers dan, wanneer julle al hierdie dinge gedoen het wat ek vir julle geleer het. Handelinge 2, vers 38, kom ons lees nou van die begin af, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle eerstens. En tweedens, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. Derdens, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Iemand ontvang nie die Heilige Gees omdat hy of sy gedoop is nie. Want baie mense word gedoop terwyl hulle op 'n valse fundament staan. So die doop maak nie dat mense die Heilige Gees ontvang nie, maar omdat hulle waarlik tot bekering gekom het en die Heilige Gees in hulle harte kom woon het en aan hulle wedergeboorte geskenk het. Die Here Jesus het dit vir Nikodemus so mooi verduidelik gesê, wanneer die Heilige Gees in jou hart kom, dan skenk hy vir jou wedergeboorte. Wedergeboorte is 'n tweede geboorte, dis 'n geestelike geboorte. Ons was eers geestelik gebore, 'n vleeslik gebore, toe sterf ons vleeslik, geestelik. Praat verkeerd, toe sterf ons geestelik, as gevolg van ons sondige natuur. En nou moet ons weergebore word, ons moet 'n
geestelike lewe ontvang. Romeine 8 vers 16 en 17 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, wanneer in ons harte kom woon. Maak ons nuut, hy wederbaar ons, hy maak ons nuwe geestelike mense, wat die Here lief het en die Here wil dien. Hy sê, die Gees getuig self saam met ons, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan is ons ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Dan erf ons die hemel, ons saam met God, Vader, Seun en Heilige Gees in die hemel wees. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie, om te weet dat die Heilige Gees in die harte van God se kinders kom woon, wanneer ons Jesus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker. Maar vriende, hierdie belofte strek natuurlik onbeperk wyd. Hierdie belofte van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees in ons harte sal kom woon. Handelinge 2 vers 39 sê, en dis steeds Petrus wat dit preek, hy sê, want die belofte van die Heilige Gees wat in julle harte sal kom woon, wat julle God se kinders sal maak, wat aan julle wedergeboorte sal skenk, die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here, onse God, na hom toe roep. Net die wat op die roepstem van die Heilige Gees reageer. Hy roep ons, hy kom na my toe, kom nou. En as jy op die roepstem van die Heilige Gees gereageer het, dan kom woon die Heilige Gees in jou hart, wanneer jy jou bekeer het, Jesus aangeneem het, as jou verlosser en saligmaker. Ook vir my kinders, ook vir my familie, en my vriende, en almal, vir die hele wêreld. Die belofte is daar, jy sal die Heilige Gees ontvang, maar die voorwaarde sê, bekeer jou, laat jy doop, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Openbare belydenis, dat Jesus jou verlosser is. Daar's natuurlik ook ander beloftes in die woord van die Here, die beloftes van die Heilige Gees. Hierdie belofte kom julle toe, en julle kinders, en al die ander mense wat luister na die roepstem van die Heilige Gees. Jesus het vir ons gesê, in Johannes 1 vers 12 en 13 het hy vir ons gesê, dat hy die Heilige Gees sal skenk aan almal wat hom aangeneem het. Kom ek lees dit vir u, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dit dui alles op Jesus self, wat in sy naam glo en hom aangeneem het. Aan hulle het hy ons die mag gegee om kinders van God te word, en nou sê vers 13, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Nou verwys hy na die Heilige Gees wat in ons kom woon, en deur wie ons wedergeboorte ontvang. Ons word deur God gebore. Elkeen van ons wat waarlik tot bekering gekom het, en Jesus as ons saligmaker aangeneem het, of as ons redder aangeneem het, kan getuig dat die Heilige Gees in ons woon. Ons word deel van die Christelike kerk, die onsigbare kerk van Christus. Dit is baie belangrik dat ons die twee moet skuif van mekaar. Die onsigbare kerk van Christus, want die onsigbare kerk van Christus is almal wat waarlik gered is en die Heilige Gees in hulle harte het. Is ook die bruid van Christus. Kyk, die kerk, die sigbare kerk op aarde, is nie almal Christene nie, is nie almal ware volgelinge van Jesus nie. Maar vriende, dan volg daar nog 'n vereiste, en dit is waar Petrus gesê het, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Dis 'n baie interessante stelling wat hy hier maak, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Handelinge 2 vers 40 sê, en met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. 'n Ander vertaling sê, laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag. Maar dit kan ook beteken, kom uit onder hierdie sondige en hierdie onbekeerde geslag. Vroeër was ons in die wêreld, ons het die sonde gedien, ons het saam met mense gevloek en gedrink en gehoreer en gelieg en lelike dinge gedoen. En nou sê die Here, ons moet uit daardie ou leeftradisie moet ons uitkom.
Ons moet ons distansieer van sondaars wat nie gered is nie. Dit is presies wat hy sê. En dit is presies wat vir ons opgeteken staan in 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 17. Ek lees dit vir u. Daar staan geskryf, Paulus het dit geskryf, hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Voorheen was ons ook ongelowiges. Ons is soos ongelowiges gelewe. Moenie in dieselfde juk trek saam met hulle nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Geregtigheid is die wat die Here dien. Ongeregtigheid is die wêreld. En watter gemeenskap het die lig? Ons wandel nou in die lig. Ons is as volgelinge van Jesus. Watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Duisternis is sonde. Duisternis is almal wat in sonde lewe. En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Watter ooreenstemming is daar tussen Christus en die Satan? Geen. Hy sê, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? My liggaam is nou 'n tempel van God, want die Heilige Gees woon in my hart. Nou sê hy verder, want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon, deur sy Heilige Gees, in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees. En hulle sal vir my 'n volk wees. Ons word 'n volk van God, as die Heilige Gees in ons woon, en ons volgelinge van Christus is. Daarom sê hy nou, in vers 17, gaan onder lyd, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Baie belangrik, dat ons uitkom uit die wêreld, uitkom uit 'n sondige wêreld, klaar kry met die verlede, en die Here dien. En daarna het die kerk gegroei. Die kerk het daar, by die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag ontstaan, maar gegroei. En in al die eeue heen kon dit nie oorweldig word nie. Die duisternis kon dit nie oorweldig. Die Satan kon nie die kerk vernietig nie. Handelinge 2 vers 41 sê, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag, omtrent 3000 siele toegebring. Omtrent 3000 mense tot bekering gekom, hulle laat doop, hulle het getuig dat hulle Jesus Christus as hulle verlosser saligmaker aangeneem het. Dit was die fundament, kan ons sê, van die eerste Christelike kerk wat daar gelê is. En dan sê vers 47, en terwyl hulle God geprys en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Daagliks het daar mense tot bekering gekom. Daagliks is mense weer gedoop wat tot bekering gekom het en bely het dat hulle Jesus Christus as hulle verlosser saligmaker aangeneem het. Kerk het gegroei. Ons lees in Handelinge verskeie kere van duisende wat bygevoeg is by die kerk van Christus, die Christelike kerk. Nou dit was die vervulling van Jesus se woorde aan Petrus toe hy gesê het in Matteus 16 vers 18. Hy het gesê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En dan het hy gesê, sy belofte wat Jesus gemaak het, en die poorte van die doderyk sal dit oorweldig hê. Satan sal op geen manier daarin slaag om die Christelike kerk op aarde te vernietig nie. Ja, Christene is onmiddellik vervolg. Petrus en Johannes is onmiddellik vervolg. Stefanus was die eerste martelaar vir Christus. Daarna is duisende vervolg en het duisende martelare vir Christus geword deur al die eeue heen. Maar die kerk kan nie vernietig word nie. Die Heilige Gees het natuurlik was die bewerker van hierdie kerk wat tot stand gekom het. Want die Heilige Gees het manne gebruik uit hulle vervul en hulle toegerus om te getuig van Jesus. En dit het tot die totstandkoming van die Christelike kerk gelei. Geesvervulde manne. Nou die Christelike kerk, of ware Christene is natuurlik deur alle eeue heen baie vervolg en sal nog vervolg word, maar dit is deel van die kerk se lyding vir hulle getuienis in Jesus Christus. Ek en jy mag nie bevrees wees vir vervolging nie. Daar kom dalk nog vir ons groot en ernstige vervolging, maar ons moet uitstaan vir Jesus. Die Heilige Gees, die kerk in die lewe geroep.
Die Heilige Gees het dit bewerk, die ontstaan van die Christelike kerk. En die Heilige Gees woon in ons. En hy help ons, en hy stel ons in staat om nie te vrees nie, maar God onbevrees en Christus onbevrees te dien. Kom ons bid net saam. Here, ons wil vir U dankie sê vir die woord. Die woord was so duidelik en die woord het tot elkeen se hart gespreek. Ek is daarvan oortuig. Maar ek wil bid, Here, dat ons hierdie beginsels of hierdie eise wat Petrus daar gestel het, wat ons moet volg, dat mense dit sal volg om kinders van Jesus Christus te word. Baie dankie dat U so duidelik tot ons harte gespreek het. Dankie vir die ontstaan van die Christelike kerk op Pinksterdag en dankie dat U steeds die kerk in stand hou deur al die jare. Ons eer en dankie daarvoor. O Heilige Gees, sonder U kan ons niks doen nie. Ons verklaar ook ons afhanklikheid in U. Dankie, ons bid dit alles in Jesus se naam, met danksegging. Amen. Vriende, die Here is getrou. Hy praat altyd met ons. Mag ons net die daders van sy woord word. Baie seën vir u. Totsiens.